Ek gaan vanmôre net, dis een versie wat ek vir u wil lees en ek gaan dit uit 'n paar verskillende vertalings lees want die verskillende vertalings verduidelik dit vir my vreeslik mooi. Ons vind dit daar in Prediker hoofstuk 10 vers 10. Prediker hoofstuk 10 vers 10. Nou ek wil dit net weer noem. Ek het dit verlede keer genoem. Dis tog so belangrik dat ons Bybels sal saambring. Want ja, ek maak ook partykeer dieselfde fout. Wat ek doen is die Bybel is ook mos nou op my foon. So dan sit ek daar met my foon. Maar weet jy, dis tog belangrik. Dit leer ons net en dit help ons sodat ons kan vertroud wees met die woord van die Here. Daarom wil ek vir u vra, bring jou Bybel saam, lees saam met ons uit die woord van die Here. Prediker hoofstuk 10 vers 10. In die ou vertaling sê hy, as die yster stomp geword het en 'n mens die snykant nie geslyp het nie, moet hy die kragte meer inspann. Maar wysheid is voordelig om iets te laat beantwoord. Nou, die boodskapvertaling sê dit so, hy sê, as die byl stomp is, omdat niemand dit geslyp het nie, moet 'n mens dubbel so hard werk. Die Afrikaanse Bybel, die Afrikaans vir almal, hy sê, wanneer 'n byl stomp is en jy maak dit nie skerp nie, dan moet jy harder kap. Maar as jy wysheid het, dan kan jy slaag. Die lewende Engelse lewende vertaling sê dit so, hy sê, using a dull axe requires great strength. So sharpen the blade. That's the value of wisdom. It helps you to succeed. Nou, die laaste vertalingkie wat ek wil lees, toe ek dit nou lees, toe dink ek aan die jong mense, want dis nou nie hoe ek dit sou gestel het nie. Die message sê dit so, hy sê, remember, the duller the axe, the harder the work. Use your head. The more brains, less the muscle. Nou ja, soos ek sê, dis die Engelse, die message vertaling. Ek wil vanmôre met jou praat en vir jou vra, is jou byl skerp? Is jou byl skerp? En vanmôre wil ek hê ons moet daarna kyk. Nou, terwyl ek besig was om voor te berei, het ek kyk en ek het op 'n klompie staal afgekom van wat dit beteken dat jou byl moet skerp wees en so aan. Die een staaltjie vertel van die jong, vreeslike sterk bosbouer gaan en hy daag toe 'n ou ervare bosbouer uit om te kyk wie kan die meeste bome afkap. En hulle begin toe te kap en hierdie jong man, hy's redelik sterk en hy begin te kap en hy gaan aan en hy kap en terwyl hy so besig om te kap, toe sien hy, maar daar gaan sit die ou man en hy rus. En hy dink toe by homself, hy sê, ag man, vandag gaan ek hierdie ou ervare man 'n les leer. En so kap hy en hy gaan aan en hy's besig en die sweet tap hom af. En hy kyk so en daar sit die ou man alweer. En hy rus. Aan die einde van die dag, dink hy by homself, ag, ek het soveel baie meer bome afgekap as die ou man. En hulle begin dit te tel en groot was sy verbasing om te sien dat die ou boskapper baie meer bome afgekap as wat hy is. En hy sê, maar hoe is dit moontlik? Ek het dan heeltyd gesien hoe jy gesit het en gerus het. En die ervare boskapper sê vir hom, hy sê, ek het nie net gesit en rus nie, ek het my byl skerp gemaak.
Jy sien, dit gaan nie net oor die fisiese krag nie, maar dit gaan daaroor dat jou byl moet skerp wees. Laat my dink aan is dit wat sy naam, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln het by 'n geleentheid het hy gesê, if you give me 6 hours to cut off a tree, I'll use 4 hours to sharpen my axe. En vanmôre wil ek hê ons moet daarna kyk en vir onsself die vraag afvra, is my byl skerp? Nou kom die prediker, en ons weet die prediker is Salomo, die slim oomie, en hy sê, gebruik wysheid. As jy wysheid gebruik, dan hoef jy nie so baie krag te gebruik nie. Dit gaan nie oor die net harde werk nie. Ja, harde werk is nodig, want die woord van die Here leer vir ons, dieselfde Salomo, hy sê vir ons daar in Spreuke, hy sê, gaan na die muur, luiaard, en word wys. So, dit gaan nie oor om dat jy nie moet hard werk nie. Maar terwyl jy besig is om hard te werk, is dit belangrik om slim te werk. En net so is dit in al die areas van ons lewens, moet ons vanmôre vir die Here vra, Here, is my byl skerp? Het ek daardie wysheid? Nou, wat is die verskil tussen wysheid en kennis? Wat is die verskil tussen wysheid en kennis? Kennis is dit wat ek opdoen deur te studeer. Daardie kennis wat ek opdoen deur navorsing te doen en dis daardie verstandelike kennis wat ek opdoen. Wysheid is hoe om daardie kennis toe te pas in jou lewe. En 'n baie goeie voorbeeld seker daarvan is, en dis 'n ou geuite voorbeeld, maar is tog so oulik, né? Kennis sê vir ons, tamatie is 'n vrug. Het julle dit geweet? Ja, tamatie is 'n vrug. As jy nou gaan bietjie oplees en kennis opdoen, dan sal jy agterkom, tamatie is 'n vrug. Maar wysheid sê is, jy sit dit nie in 'n vrugteslaai nie. Is dit waar? Ja. So, jy het die kennis en jy het daardie kennis opgedoen, maar die wysheid sê is jy sit nie 'n tamatie in vrugteslaai nie. En net so kom die prediker, kom Salomo, en hy sê dat jy moet wysheid gebruik. Nou, ons gaan bietjie vanmôre kyk, hoe moet ons dan daardie wysheid dan ook dan gebruik? Die woord van die Here sê vir ons, dat in ons teksvers, hy sê, ons het wysheid nodig om ons byl skerp te maak. Maar ek wil verder gaan, en ek wil vanmôre sê, ons het wysheid nodig om daardie byl van ons ook skerp te hou. Om ons byl skerp te hou. Wat is daardie byl vandag? Daardie byl wat ons van praat is, en waarvan Salomo hier praat is, dit kan baie dinge wees. In die eerste instansie wil ek vra is, wat gebeur as my byl stomp is? En wat maak dat my byl stomp is? In die eerste instansie wil ek sê is, biddeloosheid maak dat jou byl stomp is. Want biddeloosheid maak dat jy nie krag het nie. Biddeloosheid maak dat jy leef 'n lewe van 'n oppervlakkige lewe. Daarom is dit belangrik om te sê dat ek moet die woord van God lees en ek moet bid. Die tweede ding wat ek wil sê is in my geestelike lewe, as my byl stomp is ken ek die woord van die Here. Ken ek die woord van die Here. Lees ek die woord van die Here. En veral in die dag waarin ons leef, weet jy, dit was vir my eintlik skokkend geweest toe ek die statistieke lees. Die statistieke wat hulle in Amerika geneem het. Hulle sê ek dink dit was iets soos 43%
van al die predikers in Amerika lees, ek dink was dit 2 ure 'n week, die woord van die Here. Kan ek dit herhaal? 2 ure 'n week, al die predikers. En dan besef ons net vandag, Here, dan kan ek verstaan, hoekom is dit dat die wêreld lyk soos wat hy lyk. Dan kan ek verstaan, hoekom is dit dat die Christene se lewens lyk soos wat hulle lyk. Want hoe kan jy regtig krag hê? Hoe kan jy regtig kan 'n kans sien om die lewe tegemoet te gaan? Hoe kan jy die wêreld tegemoet gaan as jy die woord van God nie gelees het nie? Dit maak dat jou byl stomp is. Dit maak dat jy nie daardie krag binne in jou het nie, want die woord van die Here is daar om jou te bou, om jou te stig, sodat jy kan lewe en 'n lewe in oorvloed kan hê. Wat is daar nog? Wat is 'n stom byl? Hoe lyk jou aanbiddingslewe? Hoe lyk my aanbiddingslewe? En aanbidding is nie net daardie paar minute in die diens wanneer ons by mekaar kom, wanneer ons sing nie. My hele lewe is 'n aanbiddingslewe voor God. En my vraag is vanmôre, hoe lyk ons aanbiddingslewe? Hoe skerp of hoe stomp is jou aanbiddingslewe byl? Daarom dat ons sal sê, Here, daar waar ek is, in my huis, agter die stuurwiel, maak nie saak waar ek is nie. Ek kan altyd besig wees om God te aanbid, sy naam groot te maak. Jy sien, jy kan net wanneer ek dink nou maar aan die rugby spelers en so aan, as hulle daar opdraf en hulle speel vir die Springbokke, dan het hulle ure geoefen in die gym. Hulle het geoefen, hulle het vir hulle self 'n hele plan uitgewerk en alles. En net so wil ek vanmôre vir jou vra, is hoe lyk jou aanbiddingslewe? Jy sien, ons kan maklik sê, ag, weet jy, ons sukkel met ons aanbiddingslewe of met ons aanbidding. Maar my vraag is, hoe lyk my eie lewe? Hoe lyk my aanbiddingslewe? Salomo sê, as jy wysheid het, sal jy jou byl skerp maak. Daar's niks so moeilik, as ek nou vanmôre vir jou 'n geheimpie kan vertel. Daar's niks so moeilik vir 'n prediker om op die kansel te staan en te preek, as die aanbidding nie geslaag het nie. Wat bedoel ek daarby? Jy sien, die woord van die Here sê vir ons daar in Psalm 150, hy sê, gaan sy poorte binne met lofgesang, sy voorhowe met danksegging, prys die naam van die Here. En so is dit dan belangrik, dat wanneer ons as gemeente by mekaar kom, om die Here te aanbid, kom ons uit verskillende huise uit verskillende plekke uit, en op pad kerk toe gebeur daar dinge, of jy's nog nie eens in die kar nie, en die man het vir die vrou gesê, ek weet nie, sit oralste so nie, maar gou. Jy sien, nou kom jy hier, en jy's nie ingestem om God te aanbid nie. Nou kom ons hier by mekaar deur ons aanbidding, en met my aanbidding kom ek en ek sê, Here, hier is ek, neem my, en God kom deur sy Heilige Gees, en hy maak ons almal, al die verskillende individue, kom ons by mekaar, en hy vorm 'n eenheid, en daardie eenheid kom, en ons bring aanbidding vir die Here. Dis hoekom ons God aanbid, om 'n eenheid te vorm, om 'n eenheid, en in daardie eenheid, God se naam groot te maak, om te loof en te aanbid. En wanneer daardie eenheid daar is, en wanneer ons God se Gees in ons binneste ervaar, dan is dit soveel makliker vir die prediker om die woord van die Here te bring. Want jy sien, dan is die geestelike grond voorberei. Maar nou sukkel jy, want ons daar's nie daardie eenheid wat daar moet wees nie. Daar's nie daardie aanbidding nie. My geestelike byl is stomp.
aanbidding is jou byl skerp. Ons kyk in ons eie verhoudings. Hoe lyk jou gees, hoe lyk jou verhoudingsbyl? Loop ons rond met onvergewensgesindheid? Wat sê die woord van Here? En vergeef ons skulde. Kom, sê mooi. En vergeef ons skulde, soos ons skuldenaars vergewe. Op watter wyse vergewe God my? Volgens daai versie. Kom dink mooi. Hy sê, Here, ek bid en ek sê, en vergewe ons skulde, vergewe ons sonde, ons ongeregtigheid, op dieselfde wyse wat ek bereid is om my naaste te vergewe. U sien, daarom is dit belangrik dat ons dan vanmôre sal sê, Here, ons wil kom en ons wil sê, Here, hoekom is dit dat dis heeltyd asof daardie ek kan nie 'n deurbraak kry nie. Ja, dit gaan sukkel om 'n deurbraak te kry, want jy sien, jy loop en ek loop met onvergewensgesindheid in my hart. En ek is nie eens altyd bewus daarvan nie, want ek is besig om dit te onderdruk. Maar die Gees van die Here kom en hy maak dit wakker vanmôre en hy sê, vergewe daardie persoon. Ja, maar Here, hoe kan ek daardie persoon vergewe? Jy sien, ons moet onthou, vergifnis het niks te doen met die ander persoon nie. Vergifnis het met my te doen, want as ek nie vergewe nie, dan is ek in 'n geestelike tronk en ek is gebind. Maar die oomblik wat ek vergewe, dan spreek ek vry en ek is vry. En daarom maak dit dat my verhouding, dat my byl stomp is, dat ek nie kan bereik dit wat die Here wil hê ek moet bereik nie. Hoe lyk jou verhouding met jou man en jou vrou? Nie jou man en jou vrou nie, jou man of jou vrou, nee. En jou kinders, jou familie, jou bure, daai ou by die werk. Jy sien, die Here kom vanmôre en hy praat met ons. En hy vra vir jou, is jou byl nie dalk stomp nie? Jy wil graag deur die Here gebruik word. Maar my vraag is, hoe lyk my verhouding? Hoe lyk jou verhouding vanmôre? Want ek het iets geleer. Renée is nou nie vanmôre hier nie, sy is besig om vir Rhoda te help. Sy het 'n versie in die Bybel ontdek wat sê, as die man se verhouding met sy vrou nie reg is nie, dan te vergeefs bid daai man. Nou weet julle wat maak sy? Dan het ons nou woorde, ons verskil van mekaar. Dan los hy my net. Want sy weet. Net nou as ek gaan afsonder en bid, ag man, dis net so, dan kom ek terug, dan sê ek, luister, ekskuus. Want weet jy, ek kan bid soveel as wat ek wil, maar ek kom nie, en ek kry nie 'n deurbraak nie. Want die woord van die Here sê, te vergeefs bid so man. En sy het dit geleer. Sy het eers daai versie, en dis een van die versies wat sy goed ken. Ja, daar's 'n paar ander ook, maar deur die genade van die Here was ons gister 45 jaar getroud, en so, sy het nou al geleer. Wat doen sy? Sy los my net. Dan dink ek, dis jou beurt, jy moet vir ekskuus sê. Jy sien, ons moet vanmôre moet ons leer, en ons moet vir onsself die vraag afvra, Here, wat is dit? Wat maak dit, dat dit voel vir my? Ek bid teen hierdie muur vas, dit voel asof ek teen die plafon vasbid. My vraag is, hoe lyk jou verhouding met jou man, of jou vrou, of jou kinders?
Wanneer ek van myself praat, en ek sê dit baie, onthou, ek kan nie namens iemand anders praat nie, ek kan net uit my eie lewe praat. Daar was kere dat ek afsonder en bid, dan voel dit vir my, ek bid in die plafon vas. Dan sê ek, Here, wat's fout? Dan sê die Here vir my, die manier wat jy met jou kind gepraat het. En ek sê dit vanmôre as 'n belydenis, dat dit gebeur. Dan gaan ek na my kind toe. Dan staan ek op my knieë voor my kind, en ek vra hom verskoning, want jy sien, ek wil my verhouding met God reg hê. En as my verhouding met my kind nie reg is nie, hoe kan my verhouding met God reg wees? My vraag is vanmôre, hoe lyk jou byl? Hoe lyk dit vanmôre? Kan ek vergifnis vra? Ons manne, dis mos 'n moeilike ding, ons is mos 'n trotse nasie. Dit is nie so maklik om verskoning te vra nie. Maar weet jy wat, ek het iets geleer. Die oomblik wat jy sê, ek is jammer, is daar 'n deurbraak. En daarom wil ek vanmôre vir jou sê, hoe lyk jou verhouding? Het ek waardering vir, maak nie saak wie nie. Die Here vra vanmôre vir jou, hy vra vir my, hoe lyk my verhoudingslewe? Hoe lyk my lewe? Hoe lyk my gesondheidsbyl? Ek is kanaand siek, alles is knieserig. Dan wil ek vanmôre sê, is dit nie miskien omdat ek nie reg eet nie? Is dit nie miskien, kry ek genoeg slaap? Oefen ek? Ek gaan maar sê wie dit is, dit maak nie saak nie. Dr. Christo de Wet, hy sê hy doen elke aand, voordat hy gaan slaap, doen hy 40 push-ups. 40. Hy maak sy oë so oop en toe, 40 keer. Dis nou nie daardie tipe oefening wat jy moet doen nie. Maar jy sien, ek is altyd moeg. Ek sien nie kans vir die lewe nie. Maar my gesondheid ly ook daaronder, want ek kyk ook nie daarna nie. Hoe lyk jou sosiale lewe? Pastoor, maar ek is 'n kind van die Here. Ja, dis reg. Maar die feit dat ek 'n kind van die Here is, beteken nie ek het nie 'n sosiale lewe nie. Is dit nie waar nie? Die feit dat ek 'n kind van die Here is, beteken nie ek het nie vriende nie. Dit beteken nie ek hoef nie van sport te hou nie. Dit beteken nie vanmôre dat ek nie kan selfs deelneem nie. Ek dink die geheim is, dis daardie wysheid, is balans. Dis balans. Waaroor gaan dit? Jy sien, ek is baie lief vir rugby. En ek kyk graag rugby. Ek het self rugby gespeel, totdat hulle my van die veld af gedra het en ek nie vervanging moes kry. My broers het almal rugby gespeel, my pa het rugby gespeel. Ons is lief vir rugby. Maar rugby is nie my God nie. Jy sien, ten spyte daarvan dat ek lief is vir rugby, as die Gees van die Here met my praat, en ek wil vir julle sê, dit het nie een keer gebeur nie, dit gebeur baie, dan het ek myself lekker ingerig, nou gaan ek rugby kyk.
En as ek so begin sit om te kyk, dan sê die Gees van die Here vir my, gaan tree in vir iemand. Dan het ek 'n keuse. Here, ja, is reg, ek sal gaan bid vir daardie persoon, net sodra die eindfluitjie blaas. Of ek kan sê, Here, laat ek gaan. Jy sien, ons moet vanmôre met ons onsself die vraag afvra. Die prediker sê, as die byl stomp is, dan moet jy baie harder werk. En my vraag is vanmôre, hoe lyk jou byl? Hoe lyk jou lewe? Hoe lyk my lewe vanmôre? Is dit nie nodig dat ek vanmôre in die soeklig van die Heilige Gees sal staan en sê, Here, hier is ek. Laat die lig van die Here skyn in my lewe. Laat God se Gees inskyn in my lewe. Here, wys vir my wat in my lewe aangaan. Wys vir my dat ek dit kan ervaar. As dit dan nodig is dat ek na iemand toe moet gaan en gaan sê, weet jy, ek is verskriklik jammer. Jy gaan soveel beter voel daarna. Nie omdat dit belangrik is hoe jy voel nie, maar jy gaan vry wees. Jy kan vanmôre sê, Here, ek moet bely en ek moet erken dat ek spandeer nie meer soveel tyd in die woord van die Here nie. As jy die woord van God nie ken nie, wat sê die woord van die Here? Die woord van die Here sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Jy sien, as ek nie die woord van God ken nie, as ek nie weet wat die woord van die Here sê nie, hoe kan ek staat maak daarop? Hoe kan ek sê, Here, maar u woord sê, u woord sê. En daarom is dit belangrik dat ons vanmôre sal sê, Here, praat met my, deel met my. Dat ek myself die vraag afvra, hoe lyk dit? Ek het 'n oomie gehad in 'n vorige gemeente. En hy het altyd gesê, hy was verskriklik nors. Sy gesig het altyd soos 'n rosientjie gelyk, so mekaar getrek. Ek het eendag, dit was amper, het ek vir hom gesê, oom, glimlag net man, ek sal betaal vir as die plastiese snykunde, laat hulle dit weer regmaak. Maar jy sien, as jy met die oomie praat, dan sê hy, ek is 'n Christen, en 'n Christen lag nie, want die Bybel sê, jy mag nie ligsinnig wees nie. Dis nie waar nie. 'n Kind van die Here is iemand wat kan glimlag. Ek wil vanmôre vir jou vra, laat toe dat die Heilige Gees vanmôre met jou deel. Laat toe dat die Gees van God vanmôre aan jou openbaar. Inteendeel, kom ek sê vir ons weet, elkeen van ons weet presies wat in my lewe tekort kom. Ons wil dit nie altyd erken nie. Ons wil dit onderdruk. Maar ek wil vanmôre vir jou vra, terwyl jy hier is, terwyl ons onder die geklank van die woord van die Here is, terwyl ons vanmôre sê, Here, hier is ek. Here, ek kan vir mense baie goed wegsteek, maar voor God staan ek en God ken my. Hy ken my gedagtes, hy ken my hele lewe. Dan wil ek vanmôre vir jou vra, laat toe dat die Gees van God met jou deel. Dit wat daar is in ons lewens, kom ons kry dit uit. Dit wat in ons lewens tekort kom, kom ons kry dit in. En ons laat toe dat die Gees van God met ons deel. 'n Prediker het nou onlangs het hy gesê dat as jy kyk na die algemene lewe van die Christene vandag, is dit baie meer oppervlakkig as wat dit was 'n paar jaar terug.
En dit is nie 'n beskuldiging teenoor enige persoon nie. Ek dink dit is 'n feit. Dit is net so. Dat ons vanmôre sal sê, Here, is ek nog op die plek waar U wil hê ek moet wees? Een van die gemeentes daarin in Openbaring 2 sê die Heilige Gees vir die gemeente, dit het ek teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Dit het ek teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Wat beteken dit? Kan jy onthou daardie tydperk net nadat jy tot wedergeboorte gekom het? Jy was vurig, man, jy wou die wêreld omkeer. Jy het nie 'n diens gemis nie. Jy het die woord van God gelees, jy het gebid. Soos wat die tyd aangegaan het daardie ywer vervlou. En ek wil nie veralgemeen nie, maar dis wat baie keer gebeur. En nou kom die woord van die Here, hy sê, dit het ek teen jou. Jy het jou eerste liefde verlaat. My vraag is vanmôre, is jou byl skerp? Hoe lyk jou lewe? Is ek op die plek waar God wil hê ek moet wees? Ons het gesing, hy gaan weer kom of wat? Is ons gereed? Is ons gereed? Is ek op 'n plek waar ek kan sê, Here, ek verwag, U kan kom. Here, hier is ek. Kom ons gaan ons hoofde buig, ons word stil voor die Here. Ons vra vir die Here, Here, laat U Gees met my deel, dat ek sal weet, wat is daar in my lewe? Waar is daar tekortkominge in my lewe? Hemelse Vader, ek wil vanmôre bid vir elke persoon wat in hierdie gebou is. Bid, Here, dat ons gehoorsaam sal wees aan die stem van die Heilige Gees. Dat ons vanmôre sal sê, Vader, U het ook met my gepraat. Bid vanmôre, Here, dat ons nie hardnekkig sal wees nie, maar dat ons sal sê, Here, hier is ek, vergewe my. Ek bid U seën op een en elkeen af. Ek bid, Vader, dat ons vanmôre nie net 'n besluit sal neem nie, maar dat ons sal sê, Vader, in die naam van Jesus, Here, ek wil weer op daardie plek wees waar U woord met my deel, waar ek U woord en U stem kan hoor. Here, miskien moet ek vanmôre erken en sê, ek het ook my eerste liefde verlaat. Here, gee dat ek sal terugkeer en dat ek weer dit sal opneem, dit wat ek nagelaat het. Ek bid, Vader, dat U Heilige Gees ook die naprediker sal wees van hierdie woord. En Here, dat ons dit sal toepas in elkeen van ons lewens. Ek bid, Vader, wees met elkeen in hierdie week. Gee, Here, dat ons sal doen wat ons hand vind om te doen, maar meer nog, dat ons 'n getuie vir die wêreld sal wees. Dat ons sal toelaat dat die lig van Jesus Christus skyn deur ons lewens.
Here, ek bid seën elkeen by hulle werk, by die huis, waar hulle ook al mag wees. Dat u goedheid en u guns elkeen se deel sal wees. In Jesus naam. Amen.